Die stil oggendlig van Stellenbosch was gevul met die geur van wingerde en jasmijn toe Pieter Steyn sy daaglikse wandeling deur sy landgoed begin het. Soos elke oggend vir die afgelope 30 jaar, het hy die presiese aantal tree getel vanaf sy slaapkamerdeur tot by die groot eikeboom, waar sy persoonlike assistent, Gerard du Toit, op hom gewag het met 'n koppie rooibos tee. "Goeiemôre, meneer Steyn," het Gerard se stem weerklink in die stil oggendlig. "Die markte lyk belovend vandag. Die Verenigde Arabiese Emirate is gereed om die kontrak te teken." Pieter het net geglimlag, sy vingers om die warm koppie gevou. Op 53-jarige ouderdom was hy een van die rykste sakemanne in Suid-Afrika, met belange in wynuitvoer, diamantmyne en tegnologiemaatskappye reg oor die kontinent. En hy het dit alles bereik sonder om ooit die wêreld te sien. "Skakel Esme," beveel Pieter terwyl hy die tee drink. "Ek wil haar stem hoor voor die direksievergadering." Gerard het inderdaad sy telefoon uitgehaal. "Natuurlik, meneer. Ek skakel nou vir my. Esme Marais." Pieter Steyn het die geluide om hom geleer ken, die ritme van Gerard se voetstappe, die sagte klik van sy platinum Montblanc-pen, die effense verandering in sy asemhaling wanneer hy lieg. As 'n man wat blind gebore is, het Pieter 'n wêreld geskep deur sy ander sintuie te verfyn tot 'n vlak van buitengewone sensitiwiteit. "Pieter, my lief," het Esme se melodieuse stem deur die luidspreker gekom. Sy was 'n bekende prokureur in Kaapstad en sy verloofde vir die afgelope 6 maande. "Ek het jou gisteraand gemis by die liefdadigheidsgala." "Besigheid eerste, skat," het Pieter geantwoord, met 'n glimlag om sy lippe. "Benny moes die maatskappy verteenwoordig. Hoe het my broer homself gedra?" Daar was 'n kort stilte. "Jou broer was charmant soos altyd. Hy het jou name goed gedra." Pieter kon die effense spanning in haar stem hoor, maar het dit toegeskryf aan haar besige skedule. Esme was altyd onder druk met haar groot regspraktyk, en hulle troue oor 4 maande het bykomende spanning veroorsaak. "Ek sal jou later sien, Esme," het hy gesê, voordat hy die oproep beëindig het. Gerard het keelskoon gemaal. "Meneer Steyn, u het 'n vergadering met die raad om 10, middagete met die minister van Mynbou om 1, en daarna moet die nuwe kontrakte geteken word. Sal ek die motor gereed kry?" Die landgoed was lewendig. Tuiniers het besig gewerk aan die uitgestrekte tuine, die huishoudster Magriet het die personeel vir die dag se take ingedeel, en ergens kon Pieter die stem van 'n kind hoor, 'n seldsame geluid op sy landgoed. "Gerard, wie se kind is dit wat ek hoor?" het Pieter gevra, sy kop skuins gedraai om beter te luister. "O, dis Magriet se seun, meneer. Sippo. Sy moes hom vandag saambring omdat die skool 'n onderwysersvergadering het. Ek verseker u, hy sal geen stering veroorsaak nie." Pieter het geknip. "Ek het nie gesê hy is 'n stering nie. Ek was net nuuskierig." Magriet Kimalo was vir die afgelope 10 jaar sy huishoudster. Sy was 'n stil, hardwerkende vrou wat haar werk met uitsonderlike noukeurigheid gedoen het. Pieter het haar skaars opgemerk, net soos hy die meeste personeel skaars opgemerk het. Hulle was stemme en voetstappe, deel van die simfonie van sy daaglikse lewe. "Meneer Steyn," het Magriet nader gekom, haar stem sag en respekvol. "Ek vra om verskoning vir die ongerief. Sippo sal stil bly en ek sal sorg dat hy in die personeelkwartiere bly." "Dis heeltemal in orde, Magriet," het Pieter geantwoord. "Kinders moet kinders wees. Solank hy wegbly van my kantoor en my private studeerkamer." Pieter het homself klaargemaak vir die dag se besigheid, gehelp deur sy persoonlike bediende wat sy Armani pak gereed gemaak het, en sy das gekies het. "Donkerblou vandag," is aan hom gesê. Dit het nie saak gemaak nie, hy kon dit nie sien nie, maar ander kon, en voorkoms was belangrik in besigheid. Die oggend het verbygegaan, soos al die ander in sy noukeurig gestruktureerde lewe. Vergaderings waar hy instinktief geweet het wie om te vertrou en wie om te wantrou, telefoongesprekke wat hy gevoer het met die vaardigheid van 'n man wat geleer het om elke nuance in 'n stem te lees, en besluite wat hy geneem het gebaseer op lewenslange verfyning van sy intuïsie. Teen laatmiddag het Pieter besluit om 'n wandeling deur die tuin te neem voor aandete. Hy het sy kierie gebruik om sy weg te vind langs die klippaadjies wat hy so goed geken het, bewus van elke draai, elke trap, elke reikende roosbos wat verby sy vingertoppe gegly het. Die son was warm op sy gesig, en die lug was gevul met die reuk van fynbos en die verre geur van die see. Dit was 'n perfekte herfsdag in die Wes-Kaap, en vir 'n oomblik het Pieter stil gestaan, sy gesig opgehef na die son wat hy nog nooit gesien het nie. Die lachende geluid van 'n kind het sy aandag getrek.
dit was naby, miskien agter die groot fontein wat hy kon hoor water spuit. Pieter was nie geïrriteerd nie, inteendeel, daar was iets verfrissends aan die ongeïnhibeerde geluid van kinderlike vreugde. "Verskoon my, oom," het 'n jong stem skielik naby hom gesê. "Kan ek oom 'n vraag vra?" Pieter het omgedraai na die stem. "Natuurlik, jong man. Jy moet Sipho wees." "Ja, oom." "Hoe weet oom wie ek is as oom nie kan sien nie?" Die eerlikheid van die vraag het Pieter laat glimlag. Kinders was altyd reguit, sonder die gekompliseerde laag van volwasse interaksies. "Ek kan baie goed hoor," het Pieter verduidelik. "En ek het vandag gehoor dat Magriet se seun hier is." "So, dit moes jy wees." "Dis skool," het die seun gesê, en Pieter kon hoor hoe hy rondbeweeg, waarskynlik ongemaklik stil te staan. "Oom, kan ek vir oom vertel wat ek sien?" Die vraag het Pieter onkant gevang. Mense het gewoonlik versigtig om hom beweeg, bang om sy blindheid te noem, en hier was hierdie kind wat dit direk benader het. "Ek sou dit waardeer, Sipho," het hy gesê, werklik nuuskierig oor wat die jong seun sou beskryf. "Daar's 'n groot valk wat bo in die lug sweef, hy lyk asof hy dans met die wind. En die berge agter oom se huis is so blou vandag, amper pers. En oom se tuin het die mooiste geel blomme wat ek al ooit gesien het, hulle lyk soos klein sterretjies op die grond." Pieter het gevind dat hy geglimlag het terwyl hy luister na die kind se lewendige beskrywing. Vir jare het mense vir hom vertel wat hy moet weet, markstatistieke, kontrakbesonderhede, die uitleg van 'n vertrek. Maar niemand het in jare vir hom vertel wat hulle sien nie met hierdie soort verwondering nie. "Jy het 'n gawe vir woorde, Sipho," het Pieter gesê. "Hoeveel jaar oud is jy?" "Ek is 9, oom." "Amper 10. En wat wil jy doen wanneer jy groot is?" "Ek wil stories skryf." "Of miskien 'n wetenskaplike wees." "Of miskien albei," het die seun opgewonde gesê. Pieter het gelag. "Jy kan enigiets wees wat jy wil wees, Sipho. Jy hoef nie te kies nie." Skielik was daar 'n geluid van water, en voordat Pieter kon reageer, het 'n koue straal water hom reguit in sy gesig getref. Hy het geskok agteruit gestrompel, sy hande instinktief na sy oë gryp. "Sipho," het Magriet se geskokte stem weerklink. "Wat het jy gedoen?" "Jammer, oom." "Jammer," het Sipho geroep, sy stem vol angs. "Ek het net met my waterpistool gespeel. Ek het nie bedoel om oom te tref nie." Die koue water het Pieter se oë laat brand. Hy kon voel hoe Magriet na hom toe haas, haar voetstappe vinnig en benoud op die klippad. Maar iets vreemds het gebeur. Iets wat hom laat vries het waar hy staan. Daar was iets. Vaag. 'n skaduwee. 'n beweging. Vir die eerste keer in sy lewe het hy iets gesien. "Meneer Steyn." Magriet se stem was paniekerig. "Ek is so verskriklik jammer." "Sipho, gaan nou dadelik na die huis." "Meneer, is hy oukei? Moet ek dokter Meyer bel?" Pieter het sy hand opgesteek om haar stilte te beveel, sy oë nog steeds toegedruk, bang dat wat hy ervaar het, sou verdwyn as hy hulle oopmaak. "Magriet," het hy uiteindelik gesê, sy stem skaars 'n fluistering. "Moenie bekommerd wees nie. En moenie die dokter bel nie. Nie nog nie." Hy het stadig sy oë oopgemaak. Dit was nie verbeelding nie. Daar was definitief iets. Dowwe vorms, vae kontoure. Niks duidelik nie, maar onmiskenbaar iets. "Help my na die huis, Magriet," het hy gesê, versigtig om niks te verklap nie. "Ek dink ek het 'n bietjie rus nodig. En moenie vir Gerard of enigiemand anders hieroor vertel nie. Verstaan jy my?" "Ja, meneer," het Magriet gesê, haar stem nog steeds bewerig. "Wat van Sipho? Sê vir hom alles is in orde. Dit was 'n ongeluk. Hy hoef nie bekommerd te wees nie." Terug in sy kamer het Pieter die deur gesluit en na die venster beweeg. Hy het voorheen geweet daar was 'n venster, hy kon die son se warmte voel, die effense verandering in akoestiek wat dit veroorsaak het. Maar nou kon hy vaagweg sien hoe die lig deur die glas skyn, 'n dowwe goue gloei wat die donkerte wat sy hele lewe was, verbreek het. Hy het sy vingers na sy oë gelig, versigtig die ooglede aangeraak. Was dit moontlik? Na 53 jaar van absolute duisternis. Pieter het stadig na die badkamer gegaan, bewus van elke tree soos nog nooit tevore nie. Hy het sy hand uitgestrek, die gladde marmer toonbank gevoel, toe die koue metaal van die kraan. Water het begin vloei en hy het 'n bietjie in sy handpalm opgetel en versigtig teen sy oë gespat.
Die vaas skades het voortgeduur. Hy het sy hand na die spieël uitgestrek, die koue glas gevoel. Vir die eerste keer in sy lewe wou hy wanhoopig weet hoe hy lyk. 'n Sagte klop aan die deur het sy gedagtes onderbreek. Meneer Steyn. Gerard se stem. Is alles in orde? Margriet sê daar was 'n insident in die tuin. Pieter het vinnig die badkamer verlaat en na die deur gegaan. Hy moes versigtig wees. Hy moes tyd kry om te verstaan wat gebeur het voordat hy enige iemand vertel. Hy moes eers seker wees. Alles is goed, Gerard, het hy geantwoord, sy stem onder beheer. Die kind het my net met 'n waterpistool laat skrik. Niks om oor bekommerd te wees nie. Sal ek die dokter bel, meneer? U was onlangs gespanne met die onderhandelings. Nee, dis nie nodig nie. Ek gaan net 'n bietjie rus voor aandete. Ek sal nie na die kantoor terugkeer nie. Kan jy die vergadering met die aandeelhouers tot môre uitstel? Natuurlik, meneer. Nadat Gerard se voetstappe verdwyn het, het Pieter na sy lesenaar gegaan. Hy het sy vingers oor die bekende voorwerpe laat gly, sy leser wat 'n posse en dokumente hardop vir hom gelees het, sy spesiale sleutelbord, die marmerfiguur van 'n arend wat sy pa vir hom gegee het toe hy nog 'n kind was. Pieter het gevoel hoe sy hart wild klop. Wat as wat hy ervaar net tydelik is? Wat as dit sou verdwyn? Hy het die knoppie op sy lesenaar gedruk. Bel Dr. Meyer, het hy gesê, en daar was 'n dringendheid in sy stem wat hy nie kon verberg nie. Binne 'n uur het sy persoonlike dokter by die landgoed aangekom. Dr. Johan Meyer was al vir 15 jaar Pieter se dokter, 'n man wat hy vertrou het. Hy was die enigste een wat Pieter op hierdie stadium sou vertrou met wat gebeur het. So, jy sê die water het jou reguit in die oë getref, het Dr. Meyer gevra nadat Pieter hom ingelig het oor die insident, maar nog nie oor wat daarna gebeur het nie. Ja, dit was 'n sterk straal. Skerp en koud. En jy voel anders, het die dokter versigtig gevra. Pieter het 'n diep asem ingetrek. Dit was tyd om die waarheid te vertel. Johan, ek sien skades, het hy eenvoudig gesê. Die dokter het stil geword. Pieter, wat bedoel jy? Ek bedoel presies wat ek sê. Vir die eerste keer in my lewe kan ek iets sien. Nie duidelik nie, glad nie. Maar definitief iets. Lig. Skades. Beweging. Dr. Meyer het versigtig sy hand voor Pieter se oë beweeg. Kan jy dit sien? Ja, het Pieter geantwoord, sy stem skaars 'n fluistering. Ek kan 'n donker vorm sien beweeg. Die dokter het voortgegaan met 'n volledige ondersoek, sy gesig ernstig en gekonsentreerd terwyl hy Pieter se oë met verskeie instrumente ondersoek het. Dit is merkwaardig, het hy uiteindelik gesê. Die druk van die water het blykbare stimulasie veroorsaak wat die oogsenuwees op 'n onverklaarbare manier geaktiveer het. Ek het in my loopbaan nog nooit so iets gesien nie. Hy het 'n oomblik stil gebly. Maar Pieter, ek moet eerlik met jou wees, ek kan nie voorspel of dit permanent sal wees nie. Dit kan verbeter, verswak of selfs verdwyn. Wat is die volgende stap, het Pieter gevra, sy stem vas. Ons moet jou na 'n spesialis neem. Dringend. Maar diskreet, as dit is wat jy wil hê. Pieter het geknip. Uiters diskreet. Niemand, nie my broer, nie my verloofde, nie my personeel, niemand mag hiervan weet nie. Verstaan jy, Johan? Ja, het die dokter gesê. Maar Pieter, hoekom die geheimhouding? Pieter het 'n oomblik stil gebly, sy gedagtes in wanorde. Instink, het hy uiteindelik gesê. Iets sê vir my ek moet versigtig wees. Ek wil meer weet voordat ek besluit wat om te doen. Die dokter het geknip en 'n afspraak begin reël met 'n oftalmoloog in Kaapstad, iemand wat hy persoonlik vertrou het. Nadat die dokter vertrek het, het Pieter by die venster gestaan. Die dowwe lig het begin vervaag, die son moes aan die ondergaan wees. Hy het sy oë geforseer om te fokus, desperaat om meer te sien, om die wêreld wat altyd buite sy bereik was, vas te vang. 'n Sagte klop aan die deur het hom laat omdraai. Meneer Steyn. Dit was Margriet se stem, versigtig en bekommerd. Verskoon my dat ek steur, maar Sipho wou graag met u praat. Hy is baie ontsteld oor wat gebeur het. Pieter het na die deur gegaan en dit oopgemaak. Vir die eerste keer kon hy vaag die figuur van die vrou wat voor hom staan uitmaak. Margriet net 'n skaduwee, maar onmiskenbaar 'n menslike vorm. En langs haar 'n kleiner figuur, Sipho. Meneer Steyn, het die jong stem gesê, bewerig en bang.
Ek is regtig jammer. Ek het nie bedoel om u seer te maak nie. Pieter het gekniel, sy hand uitgestrek tot hy die kind se skouer gevoel het. Sipho, het hy sag gesê, jy het my nie seer gemaak nie. Inteendeel. Hy het gehuiwer, versigtig om nie te veel te sê nie. Jou ongeluk het my nuwe perspektief gegee. Regtig, oom, het die seun gevra, sy stem helder van verligting. Ja, regtig, het Pieter gesê en kon nie help om te glimlag nie. Trouwens, ek wil graag nog met jou praat. Miskien kan jy nog vir my vertel wat jy sien. Hy kon hoor hoe Magriet haar asem insnak, verbaas oor sy reaksie. Meneer, ek is so jammer vir die ongerief, het sy begin. Geen ongerief nie, Magriet, het hy haar onderbreek. Jou seun is 'n besonderse jong man. Ek sou graag wil hê dat hy môre weer hierheen kom na skool. As jy geen beswaar het nie. Hy kon voel hoe die spanning in die lug breek, vervang deur verwarring en verligting. Natuurlik, meneer, het Magriet gesê. Dankie vir u begrip. Nadat hulle vertrek het Pieter teruggekeer na die venster. Die wêreld was aan die verander, letterlik voor sy oë. Hy het 'n gevoel gehad dat dit nie net sy sig was wat sou verander nie, maar ook alles wat hy gedink het hy geweet het. Daardie nag het hy gesukkel om te slaap, sy gedagtes in 'n warboel. Wat sou hy sien as sy visie verder verbeter? Wie sou hy sien? En hoe sou hulle lyk as hulle nie geweet het dat hulle dopgehou word nie? Die volgende 2 weke het Pieter in 'n nuwe werklikheid geleef. Elke oggend het hy wakker geword met die vrees dat die dowwe beelde wat hy begin sien het, verdwyn het. Maar elke oggend was daar meer lig, meer vorm, meer kleur. Dr. Meyer se kennis en die spesialis in Kaapstad se vernuftigheid het 'n mediese wonderwerk bevestig. Pieter Steyn se optiese senuwees, wat vir 53 jaar dormant was, het begin aktiveer. Dit is ongelooflik, het Dr. Van Santloofie, die spesialis, gesê terwyl sy die jongste skanderings bestudeer het. Die druk van die water het 'n soort neurologiese kortpad geskep wat die visuele korteks gestimuleer het. Dit is asof jou brein altyd die potensiaal gehad het, maar nooit die regte sneller nie. Hulle het ontmoet in 'n private kliniek buite Kaapstad, ver van nuuskierige oë. Pieter het sy afsprake geskeduleer onder 'n skuilnaam, en slegs Dr. Meyer en Dr. Ntlofie het die waarheid geken. Hoe lank voordat ek normaal kan sien, het Pieter gevra. Daar is niks normaal aan jou geval nie, meneer Steyn, het sy eerlik geantwoord. Jou brein moet leer om te interpreteer wat jou oë nou skielik sien. Vorms, kleure, perspektief, diepte, hierdie is konsepte wat babas oor maande leer. Jy moet dit alles opeens verwerk. Sy het 'n oomblik stil gebly. Maar gegeewe jou vordering tot dusver, sou ek sê binne 'n maand of 2 behoort jy redelik goed te kan sien. 'n Maand. Dit was meer as genoeg tyd. Dr. Ntlofie, dit is uiters belangrik dat niemand hiervan weet nie. Niemand nie, het hy weer beklemtoon. Sy het geknip. Dokter-pasiënt vertroulikheid is heilig vir my, meneer Steyn. Terug by sy landgoed het Pieter sy blindheid voortgesit soos hy dit vir meer as 5 dekades gedoen het, met presisie en detail gehelp deur personeel wat die instruksies gevolg het wat hy jare gelede vasgelê het. Maar nou was daar 'n verskil. Nou kon hy die dowwe omtrekke van Gerard se gesig sien wanneer hy ingekom het, die vorm van Magriet se hande wanneer sy tee gebring het, die beweging van die tuiniers deur die venster. En die kind Sipho. Elke middag na skool het Sipho Pieter in sy studeerkamer besoek, waar hulle in privaatheid kon praat. Pieter het gevra dat die seun hom vertel van die dinge wat hy sien, die wolke, die berge, die mense op straat, die kleure van die bloeiende jacarandabome in die laan. Sipho se beskrywings was lewendig en vol verbeelding, en Pieter het gevind dat dit hom help om sy eie ontwikkelende visie te interpreteer. Die kind het geen idee gehad dat die man nou stadig kon begin sien nie. Hy het gedink hy was net 'n vriendelike blinde man wat belangstelling getoon het in 'n kind se perspektief. Oom Pieter het Sipho een middag gevra, as oom kon kies om te sien, wat sou oom eerste wou sien? Die vraag het Pieter onkant gevang. Ek sou graag die gesigte wou sien van die mense wat ek omring, het hy eerlik geantwoord. Soos mevrou Esme, het Sipho gevra. Ja, soos mevrou Esme, het Pieter geglimlag. Hoe lyk sy, Sipho? Kan jy haar vir my beskryf? Sipho het 'n oomblik nagedink. Sy is mooi, oom. Sy het lang blonde hare en sy dra altyd hoëhakskoene wat klik-klak maak op die vloer. Haar naels is altyd rooi. En sy ruik soos die dierparfuum wat my ma een keer in die winkel geruik het. Pieter het geknip.
Hy kon Esme se stem hoor, haar parfuum ruik, die ritme van haar hakke op die marmervloere voel. Maar haar gesig was nog steeds 'n raaisel, dowwe vorm sonder detail. En hoe lyk ek, Sipho? Het hy saggies gevra. Die kind het 'n rukkie stil gebly, duidelik die vraag ernstig opgeneem. Oom lyk sterk, het hy uiteindelik gesê. Oom het kort, grys hare en 'n netjiese baard. Oom se oë is blou, maar hulle kyk nie reguit na 'n mens nie. Oom se hande is groot met baie lyne op hulle. En oom glimlag nie genoeg nie, het hy bygevoeg, met die eerlikheid wat net kinders kan hê. Pieter het gelag, regtig gelag, vir die eerste keer in weke. Ek sal probeer om meer te glimlag, Sipho. Maar daar was min rede om te glimlag in die dae wat gevolg het. Soos sy visie verbeter het Pieter begin om klein gebare op te merk, klein tekens wat hy voorheen gemis het omdat hy nie kon sien nie. Gerard wat sy oë rol wanneer Pieter om 'n dokument vra. Die tuinier wat plante in sy sak steek wanneer hy dink niemand kyk nie. Die kok wat wyn uit die kelder na haar kwartiere neem. Hierdie klein verraaiings was verontrustend, maar dit was niks in vergelyking met wat gebeur het op die dag wat Pieter besluit het om 'n verrassing te beplan. Dit was Vrydag en die dokters het hom vertel dat sy sig nou ongeveer 50% van normaal was, genoeg om die wêreld in redelike detail te sien, alhoewel steeds wasig sonder die spesiale lense wat dokter Ndlovu vir hom gemaak het. Hy het besluit om sy verloofde te verras. Esme het gewoonlik Vrydag laat gewerk en dan reguit na haar woonstel in Kaapstad gegaan. Pieter het vroeg die kantoor verlaat, Gerard gesê dat hy die res van die dag op sy eie kon bestuur, en het sy bestuurder gevra om hom na Esme se woonstelgebou te neem. Bly hier en wag, het hy vir die bestuurder gesê toe hulle voor die luukse gebou stilhou. Ek wil haar verras. Met sy kierie en donker bril steeds in plek, niemand moes weet wat verander het nie, het Pieter deur die voorportaal beweeg. Die sekuriteitsbeampte het hom herken en gegroet en Pieter het gevra dat hy nie Esme bel nie. Hy wou regtig 'n verrassing wees. Met die huispak na die 10de verdieping het Pieter se hart voel versnel. Hy was opgewonde om Esme te sien, regtig te sien, vir die eerste keer. Die huispak het tot stilstand gekom en die deure het oopgegaan. Pieter het uitgestap, sy kierie voor hom tik-tik, maar sy oë het nou die nommers op die deure gelees. 1001, 1002, 1003. Esme se was 1007. Toe hy by die deur kom, het hy sy oor teen die deur gedruk. Hy kon stemme binne hoor. Esme was nie alleen nie. Hy het gehuiwer, sy hand op die deurknop. Hy het 'n sleutel gehad, sy het dit vir hom gegee, maar dit het skielik verkeerd gevoel om dit te gebruik. Maar iets in die stemme het hom laat vries. Een was definitief Esme se. Die ander was 'n man. En dit het vertroud geklink. Pieter het sy sleutel uitgehaal en dit versigtig in die slot gedraai. Die deur het gelukkig geruisloos oopgegaan. Die woonstel was groot en luks, baie vensters wat uitkyk oor die see en die berg. Maar Pieter se oë was gefokus op die twee figure in die middel van die sitkamer, Esme, haar blonde hare los oor haar skouers, in die arms van 'n man wie se gesig Pieter geleidelik herken het soos sy visie gefokus het. Benny, sy eie broer. Pieter het gevoel hoe sy hart vassteek, hoe sy keel toetrek. Hy het stil bly staan by die deur, ongesiens, terwyl hulle mekaar soen met 'n passie wat duidelik die teken was van 'n lang verhouding, nie 'n skielike flirtasie nie. Hy vermoed niks, het hy Esme hoor sê toe hulle uitmekaar beweeg. Hy is heeltemal oortuig dat ek verlief is op hom. Benny het gelag, 'n lag wat Pieter nog nooit voorheen werklik gehoor het nie. My broer was nog altyd blind vir meer as net die fisiese wêreld. Hy vertrou te maklik. Nog net 4 maande tot die troue, het Esme gesê, haar hande deur Benny se hare lopend. En dan, sodra ons die huwelikskontrak geteken het, kan ons begin met die plan. Jy is seker dit sal werk? Die regsaspekte is in plek, het Benny gevra. Natuurlik. Ek het die papierwerk voorberei. Sodra ons getroud is, kan ons begin dokumenteer hoe sy blindheid sy oordeel beïnvloed. Ons sal getuienis versamel dat hy nie in staat is om sy besigheidsbelange te bestuur nie. Met die regte dokter se verklaringe sal dit eenvoudig wees om hom onbevoegd te verklaar. En dan neem ons beheer van alles oor, het Benny gesê met 'n glimlag wat Pieter nog nooit gesien het nie. Selfs met sy beperkte visie kon hy die gulsigheid daarin sien. Presies, het Esme gesê. Hy sal in 'n versorgingsoord geplaas word, waar hy spesiale aandag sal kry, en ons kan sy fortuin geniet. Pieter het stilgestaan, sy kierie styf in sy hand.
Sy bene het swak gevoel, maar nie van die skok nie. Van woede. 'n Leeftyd van vertroue van afhanklikheid van ander, het in 'n oomblik verkrummel. Hy het omgedraai en so stil as moontlik die woonstel verlaat, die deur saggies agter hom toegetrek. Terug in die huisbak het hy teen die wand geleun, sy asem swaar en onreëlmatig. Die bestuurskomitee, sy broer se toenemende betrokkenheid by finansiële besluite, Esme se skielike huweliksvoorstelle, alles het nou sin gemaak. Terug na die landgoed, het hy vir die bestuurder gesê toe hy in die motor klim. Daardie aand, alleen in sy studeerkamer, het Pieter sy planne begin maak. Hy het geweet wat hy moes doen, maar hy moes versigtig wees. Hy het 'n bondgenoot nodig gehad. Iemand wat hy kon vertrou. 'n Sagte klop aan die deur. "Kom binne," het hy gesê. Die deur het oopgegaan en Magriet het ingekom met 'n skinkbord tee. "U laat aandete, meneer Steyn. Is alles in orde?" Pieter het haar gesig bestudeer, nog steeds wasig, maar duidelik genoeg om haar besorgde uitdrukking te sien, die opregte kommer in haar oë. "Magriet," het hy stadig gesê. "Hoe lank werk jy nou vir my?" 10 jaar, meneer. "En in daardie 10 jaar, het ek jou ooit rede gegee om my te wantrou?" Sy het verward geluid deur die vraag. "Nooit, meneer. U was altyd regverdig en goed vir my en my seun." Pieter het stadig opgestaan en na haar toe gestap, sy bewegings versigtig, steeds die rol van 'n blinde man spelend. Maar toe hy naby genoeg was, het hy vir die eerste keer reguit in haar oë gekyk. "Magriet," het hy gesê, "ek het jou hulp nodig. En ek gaan jou iets vertel wat nog niemand anders weet nie." Die uitdrukking op Magriet se gesig het verander van verwarring na skok toe sy besef het wat gebeur het. Pieter kon haar reaksie nou sien, die wyding van haar oë, haar hand wat na haar mond vlieg. "Meneer Steyn, u kan sien." Pieter het sy vinger teen sy lippe gedruk, haar stil te beveel. "Ja, Magriet. Ek kan sien. Nie perfek nie, maar elke dag beter." "Maar hoe?" het sy gefluister, die teekoppie in haar hand effens trillend. Pieter het na die stoel langs hom beduie. "Sit asseblief. Dit is 'n lang storie." Vir die volgende halfuur het hy alles verduidelik, die waterpistool-insident, die geleidelike terugkeer van sy sig, die dokter se verklaringe en sy besluit om sy nuwe vermoë geheim te hou. Magriet het stilswygend geluister, haar gesig 'n studie van verbasing en respek. "En vandag," het hy afgesluit, "het ek iets ontdek wat my lewe verander het." Hy het haar vertel van sy besoek aan Esme se woonstel, van die verraad wat hy gesien en gehoor het. "Dis verskriklik, meneer," het Magriet uiteindelik gesê, haar stem sag van woede. "Om so verraai te word deur die eie familie. Ek het vermoed dat nie almal om my eerlik was nie," het Pieter gesê, "maar ek het nooit gedink dit sou so ver gaan nie." Hy het 'n diep asem geneem. "Magriet, hoekom vertel ek jou dit alles? Hoekom vertrou ek jou met hierdie geheim?" Sy het haar kop opgelig, haar oë vol vrae. "Omdat jy en jou seun die enigste 2 mense is wat ek ooit werklik gesien het hy eenvoudig gesê. "Nie net met my oë nie, maar met my hart. Sipho se eerlikheid, jou hardwerkendheid, julle is die enigste 2 wat my nooit as 'n werkgewer of 'n bron van geld gesien het nie. Julle het my as 'n mens behandel. Ek het altyd my bes probeer om my werk goed te doen, meneer," het sy gesê, haar oë neergeslaan. "Dit is meer as net werk, Magriet. Dit is integriteit. En ek het jou hulp nodig. Enigiets, meneer. Ek beplan om almal om my te toets. Ek wil sien wie ek werklik kan vertrou, wie lojaal is aan my, nie aan my geld nie. En ek wil diegene wat my wou benadeel, konfronteer. Maar nie nou nie. Nie totdat ek alles weet nie." Magriet het geknip, haar gesig ernstig. "Hoe kan ek help? Ek moet aanhou asof ek blind is. Niemand mag weet dat ek kan sien nie. Intussen moet ek almal dophou. Ek moet hoor wat hulle sê wanneer hulle dink ek nie kan hoor nie. Sien wat hulle doen wanneer hulle dink ek nie kan sien nie." 'n Soort lokval, het Magriet gesê, haar stem stadig terwyl sy die implikasies bedink het. "Presies. En jy en Sipho sal my oë en ore wees waar ek nie kan wees nie." Magriet het regop gesit, haar besluit geneem. "Ek sal u help, meneer Steyn. U het altyd goed vir my en my seun gesorg. Dit is tyd dat ons iets terugdoen." Vir die eerste keer in 'n lang tyd het Pieter 'n opregte glimlag gevoel wat oor sy gesig sprei. "Dankie, Magriet. En onthou, niemand, selfs nie Sipho nie, mag weet dat ek kan sien nie." "Ek verstaan, meneer."
Die volgende week was 'n openbaring vir Pieter. Met Margriet as sy bondgenoot en sy eie sig wat elke dag verbeter het hy die werklikhede van sy wêreld begin onthul, en dit was nie mooi nie. Hy het gesien hoe Gerard gesels met ander uitvoerende amptenare terwyl hy agter hul reësyne gee, suggestief 'n vinger teen sy slaap tik om te impliseer dat Pieter nie al sy vermoëns het nie. Hy het gesien hoe die kok spesiale bestanddele in haar sak steek terwyl sy die grootmaat aankope ontvang. Hy het selfs die tuinier se assistente betrap waar hulle marihuana tussen die fynbosplante in die afgeleë deel van die tuin kweek. Maar niks het hom so diep getref soos die vergadering wat Margriet vir hom afgeluister het nie, 'n gesprek tussen Benny en Gerard in die tuinhuis. Die dokumente is amper gereed, het Benny gesê. Sodra Pieter en Esme getroud is, kan sy begin met die proses om hom onbevoegd te verklaar. Ons het net jou getuienis nodig, Gerard. Wat presies wil julle hê moet ek sê, het Gerard gevra, sy stem laer as gewoonlik. Net die waarheid met 'n bietjie oordrewen besonderhede, het Benny gelag. Hoe Pieter soms verward raak, hoe hy afhanklik is van jou vir die kleinste besluite, hoe sy blindheid 'n hindernis is vir sy vermoë om die maatskappy te lei. En my beloning? Soos ooreengekom. 5% van die maatskappy se aandele en 'n posisie as uitvoerende direkteur onder my. Toe Margriet hierdie gesprek aan Pieter rapporteer, het hy stil geword, sy gesig 'n masker van kalmte wat die storm binne verberg het. Hoe kon ek so blind gewees het hy gesê met bitter ironie in sy stem. Ek het hulle vertrou met alles. Mense kan gulsig wees, meneer, het Margriet saggies gesê. Geld verander mense. Nie almal nie, Margriet, het hy geantwoord, haar eerlike gesig bestuderend. Nie jou nie. Die volgende dag het Esme die landgoed besoek vir middagete. Pieter het haar met 'n nuwe perspektief ontvang, letterlik. Terwyl hy haar wang soen, haar hand in syne hou en oor niks beduidende dinge gesels, kon hy nou haar gesig sien. Sy was pragtig, soos Sipho gesê het, met hare so blond soos koringstrooi en oë so blou soos die lig. Maar daar was iets koud in daardie oë, iets berekend in die manier waarop sy glimlag. Ek het 'n verrassing vir jou, skat, het sy gesê nadat die bediende die tafels gedek het. Die huweliksbeplanners het 'n paar idees vir die seremonie. Ek dink ons moet dalk oorweeg om die kontrak vroeër te teken. Jy weet, vir sekuriteit. Watter soort sekuriteit, het Pieter gevra, sy stem onskuldig terwyl hy sy vurk deur sy slaai beweeg het. Wel, met al die bates en besighede tussen ons dis net verstandig, my lief. Pieter het geglimlag, sy gesig 'n perfekte masker van die argelose blinde man wat hy vir so lank was. Natuurlik, my lief. Ek vertrou jou volkome. Esme het sy hand gedruk, haar stem soet. Dis hoekom ek so lief is vir jou, Pieter. Jou vertroue. Jou goedheid. Terwyl sy praat, het Pieter gesien hoe haar oë deur die kamer dwaal, opmetend, berekenend, asof sy reeds besig was om te besluit wat syne is wat binnekort hare sou word. Daardie aand het Pieter alleen in sy studeerkamer gesit, die lig gedoof, die maan wat deur die venster skyn die enigste verligting. Hy kon die maan nou sien, silwer skuif teen die donker lig. Dit was die mooiste ding wat hy nog ooit gesien het. 'n Sagte klop het hom uit sy gedagtes laat opkyk. Meneer, dit was Sipho se stem. Ma het gesê ek moet vra of u tee wil hê. Kom in, Sipho, het Pieter gesê, die lig aanskakelend. Die seun het vorentoe getree, sy oë groot in die skemerkamer. Jy het gesê jy wil 'n skrywer wees eendag, nie waar nie, het Pieter gevra. Ja, oom, het die seun geantwoord, effens verras deur die vraag. Dan het ek 'n spesiale opdrag vir jou. Iets wat net jy kan doen. Sipho se gesig het opgelig met opgewondenheid. Wat, oom? Ek wil hê jy moet alles wat jy sien, neerskryf. Alles wat gebeur in hierdie huis, alles wat mense doen wanneer hulle dink niemand kyk nie. Dit sal jou help om 'n goeie skrywer te word, om te leer om waar te neem. Die seun het sy kop skuins gedraai, duidelik verward deur die vreemde versoek. Dis 'n spesiale projek, het Pieter verduidelik. Om te sien of 'n jong seun dinge kan raak sien wat 'n ou man soos ek mis. Dink aan dit as 'n speletjie, 'n geheim tussen ons. Soos 'n spioen het Sipho gefluister, sy oë groot van opgewondenheid. Pieter het geglimlag. Net soos 'n spioen. Maar onthou, niemand mag weet nie. Selfs nie jou ma nie. Ek verstaan, oom, het Sipho gesê, sy stem vol opgewondenheid. Ek sal alles opskryf. Goed so, het Pieter gesê. Kom elke dag na skool hierheen en vertel my wat jy gesien het. Dit sal ons geheim wees.
Nadat Sipho vertrek het, het Pieter na sy lesenaar gegaan en 'n klein noteboek uitgehaal. Hy het begin skryf, sy handskrif wisselvallig en onseker na jare se gebrek aan praktyk. Maar die woorde was duidelik. Diegene wat ek vertrou het. Gerard du Toit verraai vir geld en mag. Benny Steyn, my eie broer, beplan my ondergang. Esmee Marais, nooit werklik lief vir my nie, net my geld. Die kok steel elke dag. Die tuinier gebruik my eiendom vir onwettige aktiwiteite. Hy het opgehou, sy pen in die lug. Toe het hy geskryf. Diegene wat ek kan vertrou. Magriet Khumalo, loyaal, eerlik, hardwerkend. Sipho Khumalo, onskuldig, eerlik, my oë toe ek blind was. Hy het die noteboek toegemaak en in die laai gebêre. Sy plan het begin vorm aanneem. Binne 'n maand sou sy sig genoeg verbeter het dat hy nie meer die charade hoef vol te hou nie. Binne 'n maand sou hy genoeg bewyse hê om diegene wat hom wou benadeel te konfronteer. Maar wat sou hy dan doen? Wat was die gepaste straf vir sulke verraad? Terwyl hy by die venster gestaan het, die Kaapse naglig warm teen sy vel, het Pieter besef dat die probleem nie was hoe om hulle te straf nie, maar hoe om homself te beskerm en 'n nuwe lewe te begin, 'n lewe waar hy werklik kon sien, in elke sin van die woord. Hy het op daardie oomblik besluit dat die mense wat hom verraai het, moes leer dat Pieter Steyn nooit weer blind sou wees nie, nie vir die wêreld nie, en veral nie vir hulle nie. Die volgende 2 weke het Pieter sy rolspel verfyn. Bedags was hy steeds die blinde miljoenêr, afhanklik van sy personeel, onbewus van die verraad om hom. Snags, met behulp van die spesiale lense wat Dr. Ndlovu vir hom voorgeskryf het, het hy die maatskappy se finansiële rekords bestudeer, dokumente nagegaan en bewyse versamel van die onreëlmatighede wat onder sy neus plaasgevind het. Sipho het bewys dat hy 'n uitstekende spioen was. Elke middag het hy met nuwe inligting gekom, in sy klein noteboekie opgeteken in sy kinderlike handskrif. Oom Gerard het weer met daardie groot man in die swart motor gepraat. Hulle het geld uitgeruil agter die tuinhuis, het Sipho eendag gerapporteer. En wat het hulle gesê, het Pieter gevra, werklik geïnteresseerd in wat die seun sou sê. Oom Gerard het gesê dat hy dokumente sou kry. Belangrike dokumente. En die man het gesê dat hulle gereed moes wees om vinnig te beweeg wanneer die situasie verander. Pieter het geknip. Met elke dag het die omvang van die sameswering duideliker geword. Gerard het nie net inligting aan Benny deurgegee nie, hy was besig om maatskappygeheime aan 'n mededinger te verkoop. Met Magriet se hulp het Pieter toegang verkry tot Gerard se kantoor toe hy weg was vir 'n vergadering. Daar het hy die bewyse gevind, kopieë van kontrakte, verslae oor nuwe mynpersele, selfs die voorgestelde oornameplan wat hy aan die direksie sou voorlê volgende maand. Alles was gefotografeer en aan iemand gestuur wat slegs as Ebeke in Gerard se kontakte geïdentifiseer was. Bertus Kruger het Pieter gefluister toe hy die naam herken. Die hoof van sy grootste mededinger in die diamantbedryf. Ek kan nie glo Gerard sou so ver gaan nie. Maar die verraad het nog dieper gestrek. Deur Magriet het Pieter uitgevind dat Esmee en Benny meer as net 'n verhouding gehad het. Hulle het 'n plan gehad om sy hele maatskappy oor te neem. Die huwelikskontrak wat Esmee voorberei het, sou Pieter feitelik magteloos laat, terwyl dit haar beheer sou gee oor al sy bates in die geval van sy ongeskiktheid. En die dokumente wat Benny en Gerard opgestel het, sou bewys dat Pieter se blindheid hom ongeskik gemaak het om sy maatskappy te bestuur, dat hy verward en afhanklik was. Dit sou genoeg wees vir 'n hof om beheer aan Benny oor te dra, met Esmee as die liefdevolle, besorgde vrou wat die besluit ondersteun. Hulle wil my heeltemal vernietig, het Pieter vir Magriet gesê een aand toe hulle alleen was in sy studeerkamer. Nie net my besigheid wegneem nie, maar my in 'n inrigting laat sit asof ek verstandelik ongeskik is. Magriet se gesig was streng in die geel lig van die lesenaar. Dan moet u hulle eers tref, meneer. Presies wat ek beplan, Magriet, het Pieter gesê, regop sit. Presies wat ek beplan. Die eerste stap was om sy bates te beskerm. In die geheim het Pieter sy prokureur, nie Esmee se vermaan nie, maar 'n ander, in Johannesburg, geskakel en 'n Nuwe Testament opgestel. Hy het ook 'n aansienlike gedeelte van sy bates oorgedra na 'n nuwe maatskappy, een waarvan slegs hy en sy nuwe prokureur die bestaan geweet het. Toe het hy beplan hoe om diegene te konfronteer wat hom verraai het. Dit moes dramaties wees, dit moes beslis wees, en dit moes onweerlegbaar wees. En hy het geweet presies wanneer om dit te doen. In 2 weke sou die maatskappy se jaarlikse direksievergadering plaasvind.
Almal sou daar wees, die direkteure, die uitvoerende amptenare, die aandeelhouers. Benny, as Pieter se broer en ondervoorsitter, sou aan sy sy sit. Gerhard sou teenwoordig wees as Pieter se uitvoerende assistent. En Esme sou daar wees as sy verloofde. Dit sou die perfekte geleentheid wees. Maar eers was daar sake wat afgehandel moes word. Margriet, het Pieter een aand gesê toe sy tee gebring het, hoe sou jy voel oor 'n bevordering? Sy het verbaas gelyk. Bevordering, meneer. Ja. Ek dink jy het die vermoë om meer as net 'n huishoudster te wees. Ek dink jy kan hierdie hele huishouding bestuur. Met 'n aansienlike verhoging in salaris, natuurlik. Margriet het haar kop geskud, ongelowig. Meneer Steyn, dit is te veel, ek het nie die opleiding nie. Jy het iets baie belangriker as opleiding, Margriet. Jy het integriteit. En dit is iets wat ek in die toekoms om my nodig sal hê. Hy het na die venster gekyk, die ligte van Kaapstad wat in die verte skitter. Daar gaan groot veranderinge kom, en ek wil hê jy en Sipho moet deel daarvan wees. Die aand voor die direksievergadering het Pieter 'n besoek van dokter Ndlovu gehad. Sy nuutste oogtoetse het bevestig wat hy reeds geweet het, sy sig was nou byna normaal, alhoewel hy steeds lense benodig het vir optimale visie. Dit is werklik merkwaardig, meneer Steyn, het die dokter gesê terwyl sy die resultate bestudeer het. U geval sal opgeteken word in mediese joernale, alhoewel u identiteit vertroulik sal bly, soos ooreengekom. Dankie dokter, het Pieter gesê. En dankie vir u diskresie gedurende hierdie tyd. Dit was noodsaaklik. Na haar vertrek het Pieter die nuwe donker bril opgesit wat sy vir hom gebring het, een wat spesiaal ontwerp was met sy voorgeskrewe sterkte. Van buite het dit gelyk soos sy gewone donker bril, maar dit het hom toegelaat om alles helder te sien. Die perfekte vermomming. Hy het voor die spieël gestaan en homself vir die eerste keer in sy lewe regtig bekyk. Sy hare was inderdaad grys, sy oë wel blou, maar effens ongerig, die oë van 'n man wat nooit geleer het om reguit te kyk nie. Sy gesig was sterker as wat hy gedink het, met hoë wangbene en 'n ferm ken. So, dit is hoe Pieter Steyn lyk, het hy saggies gesê. Die volgende oggend het hy vroeg opgestaan, sy beste pak aangetrek en homself voorberei vir die belangrikste vergadering van sy lewe. Gerhard het hom soos gewoonlik by die voordeur ontmoet, gereed om hom na die stadskantore te vergesel. Gerhard, het Pieter gesê terwyl hulle na die motor stap, ek het vanoggend 'n vreemde gevoel. Asof vandag 'n baie belangrike dag gaan wees. Dit is inderdaad 'n belangrike vergadering, meneer Steyn, het Gerhard geantwoord, sy stem glad en professioneel soos altyd. Die aandeelhouers is angstig om die volgende kwartaal se projeksies te hoor. Nee, het Pieter gesê, skielik stilstaande. Dit is meer as dit. Ek dink vandag gaan ons almal baie verrassings kry. Hy kon Gerhard se ongemak voel, selfs sonder om hom aan te kyk. Verrassings, meneer, het Gerhard gevra, sy stem skielik gespanne. O ja, het Pieter gesê, voortloop. Sommige mense gaan vandag baie verras word. Die rit na die stadskantore was stil, Gerhard meer gespanne as gewoonlik. Miskien het sy woorde 'n snaar geroer. By die kantoorgebou was die vergadersaal reeds vol mense toe hulle arriveer. Benny was daar, omring deur direkteure wat aan sy lippe gehang het. Esme het in die hoek gesit, elegant in 'n rooi pak, besig om iets op haar selfoon te lees. Pieter, my broer, het Benny uitgeroep, oorkom hom. Pieter kon nou sy broer se gesig sien, soortgelyk aan syne, maar sagter, met 'n valse glimlag wat hy miskien altyd gehad het, maar wat Pieter eers nou kon sien. Gereed vir die groot aankondiging. Aankondiging, het Pieter gevra, sy wenkbroue liggies gelig. Die Kruger ooreenkoms. Die een wat ons gisteraand bespreek het. Die groot transaksie. Pieter het byna geglimlag. Daar was geen gesprek die vorige aan. Die volgende 2 weke het Pieter sy rolspel verfyn. Bedags was hy steeds die blinde miljoenêr, afhanklik van sy personeel, onbewus van die verraad om hom. Snags, met behulp van die spesiale lense wat dokter Ndlovu vir hom voorgeskryf het hy die maatskappy se finansiële rekords bestudeer, dokumente nagegaan en bewyse versamel van die onreëlmatighede wat onder sy neus plaasgevind het. Sipho het bewys dat hy 'n uitstekende spioen was. Elke middag het hy met nuwe inligting gekom, in sy klein noteboekie opgeteken in sy kinderlike handskrif. Oom Gerhard het weer met daardie groot man in die swart motor gepraat. Hulle het geld uitgeruil agter die tuinhuis, het Sipho eendag gerapporteer.
En wat het hulle gesê, het Pieter gevra, werklik geïnteresseerd in wat die seun sou sê. Oom Gerhard het gesê dat hy dokumente sou kry. Belangrike dokumente. En die man het gesê dat hulle gereed moes wees om vinnig te beweeg wanneer die situasie verander. Pieter het geknip. Met elke dag het die omvang van die sameswering duideliker geword. Gerhard het nie net inligting aan Benny deurgegee nie, hy was besig om maatskappygeheime aan 'n mededinger te verkoop. Met Magriet se hulp het Pieter toegang verkry tot Gerhard se kantoor toe hy weg was vir 'n vergadering. Daar het hy die bewyse gevind, kopieë van kontrakte, verslae oor nuwe mynpersele, selfs die voorgestelde oornameplan wat hy aan die direksie sou voorlê volgende maand. Alles was gefotografeer en aan iemand gestuur wat slegs as Ebeke in Gerhard se kontakte geïdentifiseer was. Bertus Krugger het Pieter gefluister toe hy die naam herken. Die hoof van sy grootste mededinger in die diamantbedryf. Ek kan nie glo Gerhard sou so ver gaan nie. Maar die verraad het nog dieper gestrek. Deur Magriet het Pieter uitgevind dat Esme en Benny meer as net 'n verhouding gehad het. Hulle het 'n plan gehad om sy hele maatskappy oor te neem. Die huwelikskontrak wat Esme voorberei het, sou Pieter feitelik magteloos laat, terwyl dit haar beheer sou gee oor al sy bates in die geval van sy ongeskiktheid. En die dokumente wat Benny en Gerhard opgestel het, sou bewys dat Pieter se blindheid hom ongeskik gemaak het om sy maatskappy te bestuur, dat hy verward en afhanklik was. Dit sou genoeg wees vir 'n hof om beheer aan Benny oor te dra, met Esme as die liefdevolle, besorgde vrou wat die besluit ondersteun. Hulle wil my heeltemal vernietig, het Pieter vir Magriet gesê een aand toe hulle alleen was in sy studeerkamer. Nie net my besigheid wegneem nie, maar my in 'n inrigting laat sit asof ek verstandelik ongeskik is. Magriet se gesig was streng in die geel lig van die lesenaar. Dan moet u hulle eers tref, meneer. Presies wat ek beplan, Magriet, het Pieter gesê, regop sit. Presies wat ek beplan. Die eerste stap was om sy bates te beskerm. In die geheim het Pieter sy prokureur, nie Esme se vermaan nie, maar 'n ander, in Johannesburg, geskakel en 'n Nuwe Testament opgestel. Hy het ook 'n aansienlike gedeelte van sy bates oorgedra na 'n nuwe maatskappy, een waarvan slegs hy en sy nuwe prokureur die bestaan geweet het. Toe het hy beplan hoe om diegene te konfronteer wat hom verraai het. Dit moes dramaties wees, dit moes beslis wees, en dit moes onweerlegbaar wees. En hy het geweet presies wanneer om dit te doen. In 2 weke sou die maatskappy se jaarlikse direksievergadering plaasvind. Almal sou daar wees, die direkteure, die uitvoerende amptenare, die aandeelhouers. Benny, as Pieter se broer en ondervoorsitter, sou aan sy sy sit. Gerhard sou teenwoordig wees as Pieter se uitvoerende assistent. En Esme sou daar wees as sy verloofde. Dit sou die perfekte geleentheid wees. Maar eers was daar sake wat afgehandel moes word. Magriet, het Pieter een aand gesê toe sy tee gebring het, hoe sou jy voel oor 'n bevordering? Sy het verbaas gelyk. Bevordering, meneer. Ja. Ek dink jy het die vermoë om meer as net 'n huishoudster te wees. Ek dink jy kan hierdie hele huishouding bestuur. Met 'n aansienlike verhoging in salaris, natuurlik. Magriet het haar kop geskud, ongelowig. Meneer Steen, dit is te veel, ek het nie die opleiding nie. Jy het iets baie belangriker as opleiding, Magriet. Jy het integriteit. En dit is iets wat ek in die toekoms om my nodig sal hê. Hy het na die venster gekyk, die ligte van Kaapstad wat in die verte skitter. Daar gaan groot veranderinge kom, en ek wil hê jy en Sipho moet deel daarvan wees. Die aand voor die direksievergadering het Pieter 'n besoek van dokter Ndlovu gehad. Sy nuutste oogtoetse het bevestig wat hy reeds geweet het, sy sig was nou byna normaal, alhoewel hy steeds lense benodig het vir optimale visie. Dit is werklik merkwaardig, meneer Stan, het die dokter gesê terwyl sy die resultate bestudeer het. U geval sal opgeteken word in mediese joernale, alhoewel u identiteit vertroulik sal bly, soos ooreengekom. Dankie dokter, het Pieter gesê. En dankie vir u diskresie gedurende hierdie tyd. Dit was noodsaaklik. Na haar vertrek het Pieter die nuwe donker bril opgesit wat sy vir hom gebring het, een wat spesiaal ontwerp was met sy voorgeskrewe sterkte. Van buite het dit gelyk soos sy gewone donker bril, maar dit het hom toegelaat om alles helder te sien. Die perfekte vermomming. Hy het voor die spieël gestaan en homself vir die eerste keer in sy lewe regtig bekyk. Sy hare was inderdaad grys, sy oë wel blou, maar effens ongerig, die oë van 'n man wat nooit geleer het om reguit te kyk nie.
Sy gesig was sterker as wat hy gedink het, met hoë wangbene en 'n ferm ken. So, dit is hoe Pieter Steyn lyk, het hy saggies gesê. Die volgende oggend het hy vroeg opgestaan, sy beste pak aangetrek en homself voorberei vir die belangrikste vergadering van sy lewe. Gerard het hom soos gewoonlik by die voordeur ontmoet, gereed om hom na die stadskantore te vergesel. Gerard, het Pieter gesê terwyl hulle na die motor stap, ek het vanoggend 'n vreemde gevoel. Asof vandag 'n baie belangrike dag gaan wees. Dit is inderdaad 'n belangrike vergadering, meneer Steyn, het Gerard geantwoord, sy stem glad en professioneel soos altyd. Die aandeelhouers is angstig om die volgende kwartaal se projeksies te hoor. Nee, het Pieter gesê, skielik stilstaande. Dit is meer as dit. Ek dink vandag gaan ons almal baie verrassings kry. Hy kon Gerard se ongemak voel, selfs sonder om hom aan te kyk. Verrassings, meneer, het Gerard gevra, sy stem skielik gespanne. O ja, het Pieter gesê, voortloop. Sommige mense gaan vandag baie verras word. Die rit na die stadskantore was stil, Gerard meer gespanne as gewoonlik. Miskien het sy woorde 'n snaar geroer. By die kantoorgebou was die vergadersaal reeds vol mense toe hulle arriveer. Benny was daar, omring deur direkteure wat aan sy lippe gehang het. Esme het in die hoek gesit, elegant in 'n rooi pak, besig om iets op haar selfoon te lees. Pieter, my broer, het Benny uitgeroep, oorkom hom. Pieter kon nou sy broer se gesig sien, soortgelyk aan syne, maar sagter, met 'n valse glimlag wat hy miskien altyd gehad het, maar wat Pieter eers nou kon sien. Gereed vir die groot aankondiging. Aankondiging, het Pieter gevra, sy wenkbroue liggies gelig. Die Kruger-ooreenkoms. Die een wat ons gisteraand bespreek het. Die groot transaksie. Pieter het byna geglimlag. Daar was geen gesprek die vorige aand nie. Dit was net nog 'n leuen in 'n web van leuens. Natuurlik, Benny. Die Kruger-ooreenkoms. Ek sien uit daarna. Esme het nader gekom en sy wang gesoen. Pieter, liefste, jy lyk gespanne. Is alles in orde? Alles is perfek, my lief, het hy gesê, sy hand druk. Hy kon haar parfuum ruik, dieselfde wat sy in Benny se arms gedra het. Net opgewonde vir vandag se vergadering. Ek dink dit gaan baie openbarend wees. Sy het vinnig na Benny gekyk, 'n frons wat tussen haar oë vorm. Openbarend. Het Pieter net gesê, stap na sy stoel aan die hoof van die tafel. Sal jy my help, Gerard, het hy gevra, steeds sy rol as hulpelose blinde man spelend. Die vergadering het begin soos dit altyd gedoen het, notules van die vorige vergadering, finansiële verslae, vordering met lopende projekte. Maar toe die agenda by 'n nuwe besigheid kom, het Pieter regop gesit. Voor ons voortgaan, het hy gesê, sy stem sterk en duidelik, is daar 'n saak wat ek graag wil bespreek. Die vertrek het stil geword. Dit was nie soos Pieter om die agenda te onderbreek nie. Ek het onlangs bewus geword van onreëlmatighede in ons maatskappy, het hy voortgegaan. Ernstige onreëlmatighede wat die toekoms van almal in hierdie kamer raak. Hy kon voel hoe die atmosfeer verander van landerigheid na skielike aandag. Benny het regop gesit langs hom, sy liggaam skielik gespanne. Gerard het sy keel skoongemaak, duidelik ongemaklik. Wat se onreëlmatighede, Pieter, het een van die direkteure gevra. Sedert my kinderjare, het Pieter voortgegaan, ignoreer die vraag, het ek staat gemaak op ander se oë, ander se eerlikheid. Ek het geglo dat diegene naby aan my beste belange op die hart dra. Esme het stadig nader geskuif na die tafel, haar oë gefokus op hom. Hy kon sien hoe sy Benny 'n bekommerde blik gee. Die afgelope weke het ek egter ontdek dat sommige mense meer belang stel in wat myne is, as in wie ek is. Die spanning in die vertrek was tasbaar. Pieter het sy hande op die tafel gevou, sy donker bril stip gerig op die papiere voor hom. Maar voor ek verder gaan, het hy gesê, is daar iets wat ek met julle almal moet deel. Iets wat my hele lewe verander het. Met doelbewuste stadigheid het Pieter sy hand na sy donker bril gelig. Die hele vertrek het na hom gekyk, verward oor wat hy doen. Met 'n enkele vloeiende beweging het hy die bril afgehaal, sy oë opgelig en vir die eerste keer in sy lewe reguit na sy broer gekyk. Ek kan sien, Benny, het hy saggies gesê. Ek kan alles sien. Die vertrek het doodstil geword. Pieter kon elke gesig om die tafel sien, die uitdrukking van skok, verwarring, ongeloof.
Maar dit was die gesigte van 3 mense waarop hy gefokus het: Benny, wie se mond oopgehang het in stomme verbasing, Esme, wie se oë so wyd was dat hulle byna uit haar kop kon val, en Gerard, wie se gesig bleek geword het, asof alle bloed daaruit gedreineer het. Wat bedoel jy, het Benny uiteindelik gestotter. Hoe kan jy, dit is onmoontlik? Pieter het met 'n klein glimlag na hom gekyk, die soort glimlag wat sy broer nog nooit gesien het nie, omdat hy nog nooit voorheen kon sien nie. Nie onmoontlik nie, Benny. Onverwags, miskien. Ongerief vir jou planne, sekerlik. Maar nie onmoontlik nie. Daar was 'n moment van totale stilte, toe die implikasies van sy woorde begin insink het by die aanwesiges. Hoe lank, het Esme gefluister, haar hand onbewustelik na haar keel beweeg. Lank genoeg, het Pieter eenvoudig geantwoord. Lank genoeg om te sien hoe jy en my broer mekaar omhels in jou woonstel. Lank genoeg om te hoor hoe julle beplan om my in 'n inrigting te laat opneem nadat ons getroud is. Lank genoeg, Esme, om elke leuen te sien wat jy my vertel het. Pieter, dit is nie wat jy dink nie, het sy begin, haar stem bewerig. Asseblief, het hy haar onderbreek, sy hand oplig. Moenie jou asem mors met meer leuns nie. Ek het julle gehoor. Ek het julle gesien. Daar is geen verdediging vir wat julle beplan het nie. Benny het skielik vorentoe geleun, sy gesig verander van skok na berekening. Broer, jy verstaan nie. Ons was besorg oor jou. Jou toestand, dit maak jou kwesbaar. Ons wou jou beskerm. Pieter het gelag, 'n kort, bitter klank. Beskerm. Is dit wat jy dit noem? Hy het 'n leer van onder die tafel gehaal en dit oopgemaak. Is hierdie beskerming, Benny? Hy het verskeie dokumente uitgehaal, afskrifte van 'n posse tussen Benny en Esme, die voorgestelde huwelikskontrak met die versteekte klousules wat Pieter se regte sou beperk, die valse mediese verslae wat voorberei is om hom onbevoegd te verklaar. Of miskien is hierdie beskerming, het Pieter voortgegaan, 'n ander stel dokumente uithaal, hierdie keer bewyse van Gerard se kommunikasie met Bertus Kruger. Gerard het skielik opgestaan. Dit is nie wat dit lyk nie, meneer Steyn. Ek kan alles verduidelik. Kan jy, het Pieter gevra, sy stem yskoud. Kan jy verduidelik hoekom jy ons maatskappy se sakegeheime aan ons grootste mededinger verkoop het? Kan jy verduidelik hoekom jy agter my rug met my broer saamgesweer het om my te ondermyn? Die ander direkteure het begin mompel, kyk na die dokumente wat nou oor die tafel versprei was. Een van hulle, 'n ouer man met 'n grys snor, het opgestaan. Meneer Steyn, hierdie is uiters ernstige beskuldigings. As dit waar is, elke woord is waar, Johan, het Pieter gesê. Ek het persoonlik elke dokument geverifieer. Die oorspronklikes is veilig gebeure en afskrifte is reeds aan die polisie oorhandig. Wat julle hier sien, is slegs die oppervlak van die verraad. Die vergadering het in chaos verval. Direkteure het onder mekaar begin praat, sommige het opgestaan om die dokumente nader te bekyk, ander het verbaasde vrae na Pieter geroep. Benny het skielik opgestaan, sy stoel agtertoe skuif met 'n harde geluid. Dit is belaglik. My broer is duidelik verward. Sy skielike sug, as dit enigsins waar is, het hom van sy verstand beroof. Hy het na die direkteure gekyk. Kan julle nie sien wat besig is om te gebeur nie? Hy is paranoïes. Pieter het rustig bly sit, sy oë nooit sy broer se verlaat nie. Ek het gewonder hoe jy sou reageer, Benny. Ontkenning. Teen beskuldigings. Dit was voorspelbaar. Hy het 'n klein toestel uit sy sak gehaal, 'n slimfoon. Terwyl julle almal nou hier is, dink ek dit is tyd om nog 'n verrassing te deel. Pieter het die foon se skerm aangeskakel en 'n video begin speel. Die projektor in die vergaderkamer het die beeld teen die muur weerkaats en skielik kon almal Benny en Esme in haar woonstel sien, besig om hul planne te bespreek om Pieter te laat verklaar as onbevoeg. Hy sal in 'n versorgingssoort geplaas word, waar hy spesiale aandag sal kry, en ons kan sy fortuin geniet, het Esme se stem duidelik deur die luidsprekers weerklink. Die video het vir net 'n minuut gespeel, maar dit was genoeg. Die geskokte stilte wat gevolg het, was oorweldigend. Esme het haar handsakkie gegryp en opgestaan. Ek sal nie hier bly om hierdie vernedering te verduur nie, het sy gesê, haar stem skaars meer as 'n fluistering. Sit, het Pieter gesê, sy stem sag, maar met 'n staalrand wat niemand kon ignoreer nie. Ons is nog nie klaar nie. Verstom deur die gesag in sy stem, iets wat sy nog nooit van hom ervaar het nie, het Esme stadig weer gaan sit.
Die afgelope weke was 'n openbaring vir my, het Pieter voortgegaan, nou aan al die direkteure. Nie net omdat ek kon begin sien nie, maar omdat ek kon sien wie regtig om my was. Ek het ontdek dat my uitvoerende assistent my bedrieg het, my verloofde my slegs vir my geld wou hê, en my eie broer my wou laat verklaar as onbevoeg om beheer van my maatskappy oor te neem. Hy het 'n oomblik stil gebly, sy oë oor die aanwesiges laat dwaal. Maar ek het ook ontdek wie my werklik ondersteun het toe ek hulp nodig gehad het. Wie eerlik was, selfs toe hulle nie geweet het dat ek kon sien nie. Pieter het omgedraai en na die deur geknik. Die deur het oopgegaan en Magriet het ingekom, gevolg deur Sipho. Die vrou en seun was duidelik ongemaklik in hierdie deftige omgewing, maar hulle het reguit en met waardigheid gestap. Hierdie is Magriet Kimalo, het Pieter aangekondig, en haar seun Sipho. Vir die afgelope 10 jaar het Magriet as my huishoudster gewerk. En vir die afgelope maand was sy my oë en ore in my eie huis, my bondgenoot teen diegene wat my wou bedrieg. Magriet het regop gestaan, haar hande gevou voor haar gesig kalm ten spyte van die intense aandag. Dit was Magriet se seun, Sipho, wat my lewe verander het Pieter voortgegaan. Deur 'n ongeluk met 'n waterpistool, het hy onwetend die gebeurtenis veroorsaak wat my sig herstel het, mediese wonderwerk, volgens die dokters. En in die weke daarna, terwyl ek nog niemand vertel het nie, was dit hierdie jong man wat my gehelp het om die wêreld te verstaan wat ek skielik kon begin sien. Sipho het effens geglimlag, duidelik verleë, maar ook trots. Die punt is, het Pieter gesê, terugkeer na die saak ter tafel, ek het mense vertrou wat my wou benadeel, en ek het die waarde misgekyk van diegene wat opreg was. Dit stop vandag. Hy het weer in sy leer gekyk en 'n ander stel dokumente uitgehaal. Ek het reeds stappe geneem. My testament is gewysig. My aandele in die maatskappy is herrangskik. En vandag stel ek voor dat ons onmiddellik oor die volgende sake stem. Pieter het regop gesit, sy stem nou sterk en gesaghebend, die stem van 'n man wat volkome in beheer was. Eerstens, die onmiddellike beëindiging van Gerard du Toit se diens as my uitvoerende assistent en as 'n werknemer van hierdie maatskappy op grond van bedrog en industriële spionasie. Gerard het bleek geword, maar het niks gesê nie. Tweedens, die verwydering van Benny Steyn as ondervoorsitter en direkteur van hierdie maatskappy op grond van belanggebotsings en pogings om die maatskappy te ondermyn. Benny het opgestaan. Jy kan dit nie doen nie. Ek het regte. Sit, Benny, het Pieter gesê. Jy het regte, ja. Die reg tot 'n verhoor wanneer die kriminele klagtes wat ek teen jou ingedien het, voor die hof kom, maar as direkteur van hierdie maatskappy het jy jou regte verbeur toe jy besluit het om my en al die ander aandeelhouers te bedrieg. Derdens, het Pieter voortgegaan, die aanstelling van 'n nuwe uitvoerende komitee om die maatskappy te lei deur hierdie oorgangsperiode. Die name is in die dokumente voor julle. Hy het die laaste dokument opgehou. En laastens, die aankondiging dat ek 'n nuwe organisasie gestig het, die Steyn Stichting vir Visuele Rehabilitasie. Hierdie stigting, wat ek saam met doktore Meyer en Klove gevestig het, sal fokus op navorsing en ondersteuning vir diegene met visuele gestremthede. Ek het reeds 'n beduidende deel van my persoonlike fortuin aan hierdie stigting geskenk. Die direkteure het na mekaar gekyk, duidelik oorweldig deur die spoed en omvang van Pieter se aankondigings. Dit is baie om te verwerk, Pieter, het Johan uiteindelik gesê. Maar ek dink ek praat namens die meeste van ons wanneer ek sê dat ons agter jou staan. Hierdie verraad is onvergeeflik. Een vir een het die direkteure hulle ondersteuning uitgespreek, tot Benny, Esme en Gerard alleen gestaan het teen die res van die vergadering. Ek stel voor dat ons nou stem oor hierdie sake, het Pieter gesê. Die stemming was vinnig en eenparig. Benny en Gerard is onmiddellik uit hulle posisies verwyder, met sekuriteitsbeamptes wat geroep is om hulle uit die gebou te begelei. Esme het tot die laaste oomblik probeer om haar waardigheid te behou, haar ken hoog gehou terwyl sy na die deur gestap het. By die deur het sy omgedraai en Pieter een laaste keer aangekyk. Jy sal spyt wees, het sy gefluister. Niemand anders sal jou ooit lief hê nie. Pieter het haar reg in die oë gekyk, en vir die eerste keer kon hy sien hoe leeg hulle werklik was. Jy het my nooit lief gehad nie, Esme, het hy rustig gesê. Jy het net my geld lief gehad. En ironies genoeg, het jou verraad my gehelp om te sien wie werklik in my lewe saak maak. Nadat die 3 verraaiers vertrek het die vergadering voortgegaan met die sake op die agenda. Maar daar was 'n nuwe energie in die vertrek, 'n gevoel van hernieude fokus en duidelikheid.
Toe die vergadering later verdaag het, het Pieter by die venster gestaan, uitkyk oor die stad wat hy nou vir die eerste keer kon sien, die berg wat trots teen die lig afgeets was, die see wat in die son geskitter het, die geboue en strate wat getuig het van menslike ambisie en deursettingsvermoë. Margriet en Sipho het stil nader gekom om by hom aan te sluit. Wat gebeur nou, meneer Steyn, het Margriet gevra. Pieter het na hulle omgedraai, sy gesig sagter as wat hulle dit nog ooit gesien het. Nou, Margriet, het hy gesê, begin ons 'n nuwe hoofstuk. Een waarin ons alles duidelik kan sien.